Goeiemiddag en baie welkom by ons Sabbatsluiting vandag. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om nog 'n Sabbat saam met U te kon deurbring. Dankie vir daai voorreg. Dankie dat U ons vandag weer geestelik vervul het om ons week wat môre aanbreek weer met nuwe moed aan te pak en U werk te doen. Dankie vir die voorreg om saam met U te wees. Dankie dat ons na U toe kan kom met ons probleme en met ons geluk. Gaan met ons in hierdie voorlesing nou, maar ons vra ook dat U in die komende week ons sal bystaan om die beste vir U te lewer. In Jesus naam alleen. Amen. Ons voorlesing kom uit die verhaal van Profete en Konings, hoofstuk 4. Die gevolge van oortredings. Dit gaan oor Salomo. Primêr is die oorsake wat Salomo gelei het tot spandabelrigheid en verdrukking, was sy gebrek om 'n gees van selfverloning te koester. Toe Moses aan die voet van Sinaï aan die volk vertel het, wat die goddelike bevel, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon, was die reaksie van die Israeliete vergesel van geskikte geskenke. En elkeen wie sy hart hom opgewek het en elkeen wie sy gees hom aangedryf het gekom, hulle het die offergawe van die Here gebring. Eksodus 25 vers 8 en 35 vers 21. Groot en uitgebreide voorbereidings vir die bou van die heiligdom was nodig. 'n Groot hoeveelheid van die mees kosbare, duurste materiale is vereis, maar God het slegs vrywillige offergawes aanvaar. Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Van elkeen wie sy hart hom aangedrywe, moet julle my offergawes bring. Eksodus 25 vers 2. Was die bevel wat Moses aan die volk moes oordra. Toegewyd aan God en 'n gesindheid van opoffering was die eerste vereiste vir die voorbereiding van 'n blyplek vir die Allerhoogste. 'n Soort gelyke oproep tot selfverloning is gemaak toe Dawid die verantwoordelikheid vir die bou van die tempel aan Salomo oorgedra het. Dawid het aan die vergadering gevra, wie bied hom dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir 'n offer aan die Here? 1 Kronieke 29 vers 5. Hierdie oproep het toewyding en vrywillige diens moes altyd deur diegene wat betrokke by die oprigting van die tempel was in gedagte gehou word. Vir die oprigting van die tabernakel in die wildernis is mense gekies wat deur God met besonder vaardighede en wysheid bedeeld was. Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, die Here het Besaleel van die stam Juda by sy naam geroep en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kwykennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, om hom en ook Oholiab van die stam van Dan. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid en allerhande werk van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed, in pers en purperrooi, in bloedrooi stowwe en fyn linne en van 'n wewer, hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink. So moet dan Besaleel en Oholiab en elkeen wat kunsvaardig is en wie die Here wysheid en verstand gegee het, hemelse die afstammelinge van hierdie vakmanne het hierdie talente tot 'n groot mate van hulle voorvaders geërf. Vir 'n geruime tyd het hierdie manne uit Juda en Dan nederig en onselfsugtig gebly, maar gaandeweg byna onwaarneembaar het hulle houvas op God laat gaan, as ook hulle begeerte om hom op onselfsugtige wyse te dien. Hulle het vanweë hul voortreffelike vaardighede as werkers
in die fynere kunste hoër vergoeding vir hulle dienste geëis, so is daar ook aan hulle versoeke toegegee, maar meer dikwels is hulle van werk deur die omliggende nasies voorsien, in die plek van die edele gesindheid van selfverloning, wat in die hart van hulle roemryke voorvaders geheers het, het hulle toegegee aan 'n gees van hebsug en al meer inhalig geword. Om hulle selfsugtige begeertes te bevredig, het hulle godgegewe vaardighede tot beskikking van heidense konings gestel en dieselfde talente gebruik om werke te vervolmaak, wat tot oneer van hulle maker gestrek het. Dit was onder hierdie groep wat Salomo na meestervakmanne gaan soek het om oor die bou van die tempel op die berg Moria toesig te hou, haar fyn spesifikasies aangaande elke aspek van die heilige struktuur is skriftelik aan die koning toevertrou en hy kon God in geloof genader het vir gewyde helpers aan wie spesiale vermoëns geskenk sou word om die werk noukeurig uit te voer, maar Salomo het die geleentheid om geloof in God te toon egter uit die oog verloor en na die koning van Tyrus gestuur met die versoek: stuur my dan nou 'n kunsvaardige man om goud en silwer en koper en yster en purperrooi en bloedrooi en persstowwe te bewerk en wat verstaan om figure uit te sny saam met kunstenaars wat by my in Juda en Jerusalem is. 2 Kronieke 2 vers 7. Die Fenisiese koning het op die versoek geantwoord deur Hiram, die seun van 'n vrou uit die dogters van Dan, maar wie se vader 'n man van Tyrus is, na hom te stuur. Hiram was van sy moeder se kant af 'n afstammeling van Oliab en wie God eeue tevore spesiale wysheid geskenk het vir die destydse oprig van die tabernakel. Dis het daar oor die hoof van Salomo se spanwerkers 'n man gestaan, wie se pogings nie aangespoor was deur 'n begeerte om onselfsugtige diens aan God te lewer nie. Hy het Mammon, die god van hierdie wêreld, gedien. Die vesel van sy hele wese is met beginsels van selfsug deurvleg. Vanweë sy buitengewone vernuf het Hiram hoë vergoedings geëis. Gaandeweg is die verkeerde beginsels wat hy gekoester het, deur sy medewerkers aangeneem. Soos hulle dag na dag saam met hom gearbei het, het hulle toegegee aan die geneigtheid om sy loon met hulle eie te vergelyk en daardeur het hulle die heilige aard van hulle werk uit die oog verloor. Die gees van selfverloning het plek gemaak vir 'n gesindheid van hebsug, die gevolg van 'n eis vir hoër lone wat toegestaan is. Die onheilspellende invloed van sodoende in werking getree het na alle vertakkings van God se diens en die ganse koninkryk versprei. Die hoë lone wat geëis en ontvang is, het aan talle die geleentheid geskenk om hulle in weelde en buitensporigheid te verlustig. Die armes is deur die rykers verdruk. Die gees van selfverloning was bykans verlore. In die verrykende gevolge van hierdie invloede kan die hoofoorsaak vir die verskillende afvalligheid van hom wat eers onder die wysste van stervelinge getel het, nagespeur word. Die skrille kontras tussen die gesindheid en motiewe wat onder die mense geheers het wat die tabernakel in die wildernis gebou het en diegene betrokke by die bou van Salomo se tempel hou 'n les van diepe betekenis is. Die eie belang van die werkers aan die tempel gekarakteriseer het, vind sy eweknie in selfsug wat vandag in die wêreld heers. Die gees van gierigheid of die soeke na die hoogste posisie van die loon vier hooggety. Die gewillige diens en vreugdevolle selfverloning van die werkers aan die tabernakel word selde gevind, maar dit is die enigste gesindheid wat Jesus se volgelinge moet aanspoor. Ons goddelike meester het die voorbeeld gestel van hoe sy disippels te werk moet gaan. Aan diegene vir wie hy gesê het, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak.
Matteus 4 vers 19, het hy geen geld as vergoeding vir hulle dienste aangebied nie. Hulle moes saam met hom deel in selfverloning en opoffering. Ons behoort nie te arbei vir die loon wat ons ontvang nie. Die motief wat ons aanspoor om vir God te werk, moet geen selfsug behels nie. Onselfsugtige toewyding van 'n gees van opoffering was nog altyd en sal altyd die eerste voorwaarde en aanvaarbare diens wees. Onse Heer en Meester verlang dat daar nie 'n draad van selfsug in sy werk verweef sal word nie. Ons pogings moet takt en vernuf, presisie en wysheid na vore bring, soortgelyk aan wat die God van perfeksie van die bouers van die aardse tabernakel vereis het. Tog in al ons arbeid moet ons in gedagte hou dat die grootste talente of die skitterendste dienste slegs aanvaarbaar word wanneer self as 'n lewende brandende offer op die altaar gelê word. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë om af te sluit. Hemelse Vader, U gee vir ons soveel talente, U gee vir ons soveel vermoëns. Maar Here, ons sondige natuur trek ons om dit vir ons eie gewin te gebruik, om die wêreldse god van Mammon te aanbid. Here, maak ons sterk, laat dit nie by ons so sal wees nie. Dat ons daai talente en wonderlike vermoëns wat U vir ons gee sal gebruik tot U eer uit vreugde en omdat dit vir ons lekker is, nie omdat ons wil iets daarvoor terug hê nie. Here, dankie vir hierdie Sabbat. Gaan met ons in die week wat voorlê en laat ons volgende week weer 'n wonderlike Sabbat saam met U kan deel. In Jesus naam alleen. Amen.